Ons is in 'n nuwe dag waaroor ons so dankbaar is en mag die Here vanmôre vir ons saam seën hier rondom sy woord. Dankie liewe vriende dat u by ons inskakel hier by die oggendoordenkings van uit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Markus 4 vers 35 tot 41. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het Jesus vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat en hom, net soos wat hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê: Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Hierdie baie bekende gedeelte uit die Here se woord, liewe broeder en suster, is 'n wonderlike gedeelte wat vir ons troos en hoop en bemoediging wil gee as kinders van die Here. Ja, want inderdaad gebeur daar ook in ons lewens dikwels groot storms wat skielik 'n mens se lewe kan tref. Dit kan finansiële nood wees. Dit kan huweliksprobleme wees. Probleme met ongelowige kinders of dalk self siekte in jou lewe. En net soos die disippels raak ons ook maar angstig en bang wanneer die golwe van die lewe oor ons begin slaan. Ons wend ons tot die Here en ons vra dat God berusting sal bring. En net soos die disippels hoor ons ook dikwels hierdie woorde van Jesus: Hoe het julle dan geen geloof nie? Is God dan nie in beheer van ons lewe nie? Is ons lewens dan nie in sy hande nie? Kan hy dan nie net 'n woord spreek en die golwe en die wind bedaar en word stil nie? Ja, geliefde, die grootste storm in jou lewe kan in 'n oogwink stil word deur net 'n woord van Jesus self. Maar ons moet ook weet dat selfs al gaan daardie storm vir 'n tyd aan, God ons sal bewaar. Hy is by ons. Hy sal ons nie laat vergaan nie. Hy gee aan ons die oorwinning. Ja, selfs die ergste winde en die grootste storms is onder sy beheer. En as hy net 'n woord spreek, sal dit tot bedaring kom. Ek en jy moet die Here onvoorwaardelik met ons lewe vertrou en weet, hy sal ons nooit in die steek laat nie. Kom ons gee vandag ons lewe aan hom oor. En kom ons vra die Here om die storms en die golwe in ons lewe tot bedaring te bring. Moenie angstig raak nie. Kyk nie angstig rond nie. Maar plaas jou hand in God se hand en jou vertroue in hom alleen. Daar sal berusting kom in jou lewe en 'n oorwinning oor die grootste storms. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike boodskap kon hoor vanuit u woord. Ons loof u omdat u net 'n woord kan spreek en winde en golwe en storms kom tot bedaring. Dankie dat ons kan weet u is by ons. Selfs in die grootste krisisse in ons lewe is ons nie alleen nie. Daarom het ons berusting en kyk ons vol hoop en vertroue op na u en ook na die toekoms. U het vir ons hierdie mooi dag uit genade gegee, wil u dit vir ons ryklik seën, Here. Vul ons harte ook vandag met u vrede en liefde en laat u genade in hierdie mooi dag vir ons genoeg wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.